Goeiemôre geliefdes. Is weer bevoorreg? En ja, dit werk nou. Baie dankie. Dankie. Ek gaan dan bly sit. En sê, goeiemôre. Hoe gaan dit vanoggend met julle? Okay. Hoe voel jy? Wat dan die regtig weet? Nee, dit gaan goed, besonder goed, maar ek dink meeste van ons staat ons 'n bietjie uitgeput na liggaam, siel en gees hier by die einde van die jaar. Kom ons draai na mekaar toe en goed ons mekaar kan net gesien is hier nuwe lidmate of mense wat besoek vandag by ons. Wie daar is? Ja, julle het al saam gekuier en dit het ons goed gemekaar. Die van julle wat nou die verlede Sondag hier was nie, ons het klaar gemaak met die kerkjaar vir die jaar van 2024-2025 en die nuwe kerkjaar begin vandag. Dit is waar ons die Advent en Kerstyd instap. So die fokus is nou op die verwagting van die koning wat eerstens gekom het, weer gaan kom, Kersfees en dan die res van die kerkjaar wat volg. So ons is in 'n splinternuwe die Christelike kalender. So net gou 'n klompie aankondigings net om te ondersteun waarmee ons gaan besig wees nog in die laaste paar dae voordat ons so 'n klein bietjie rustig gaan raak met die vakansie wat op hande is. Winnen is julle hier vanoggend. Hulle kom gewoonlik, hulle sal vanaand hier wees by die Engelse diens. Winnen en Marlies en hulle dogter Amy reik uit na Pongola in die vakansietyd. Amy is in haar mediese beroep wat sy is, studeer, gaan hulle uitreik en 'n verskil daar maak. So ons dink 'n besondere ook aan hulle met hierdie uitreik wat hulle gaan doen en ons glo hulle gaan kosbare werk daar doen en mense lewens net verryk met hulle teenwoordigheid. Dan wil ons julle graag uitnooi na vanaand se laaste Open Door Sunday Engelse diens met die tema en dit sover lees hy. In everything give thanks. Vanaand 7:00, so kom en geniet net 'n mooi aand van saam sing en dan ook stil staan by hierdie tema. Adam is aan die woord saam met die orkes. Dan sal julle weet dis baie nuus. Daar is baie geweld in ons wêreld op baie vlakke, maar daar is veral ook fokus op die geweld teen vroue en kinders en mense wat vulnerable is, mense wat uitgelewer is, en ons dink ook in hierdie tyd. Dis 16 dae van aktivisme teen hierdie geweld. So ons dink aan hulle wat dit moeilik het in huwelike, in werksituasies, in verskillende kontekste waar hulle is. Kom ons dink besonder daaraan. Ons kan dalk nie die verskil maak in almal se lewens, maar miskien is daar iemand wat jy kan ondersteun en bemoedig en 'n pad mee stap in die tyd. Dan eerskomende Sondag, dit is dan nou volgende Sondag die 7de Desember, dit is ons laaste amptelike kwartaalsondag vir 2025. Ons kinderkerke gaan afsluit, ons spys gaan afsluit en die meeste van ons programme gaan afsluit en klaarmaak. Ook ons erediensstruktuur gaan daarna verander vir die vakansietyd, maar dit sal ons volgende Sondag vir julle deurgee. En dan een groot gebeurtenis wat nog plaasvind is volgende Sondag aand, is ons Kerssangdiens. Kom saam, bring die familie en kom in die gees van Kerstyd. Ons sing Kersliedere tot lof en eer van die ons het net daai video gesien. Ons gaan vanoggend stil staan daar by wie hy is, maar besonder ook Immanuel, God by ons, sien ons uit daarna. En dan wil ons net weer klem lê op Ragam, ons barmhartigheidsbediening in die gemeente, wat immers vol hoop wil beskikbaar stel vir ons gesinne wat ons ondersteun. So as jy bydrae wil maak, die items is daar beskikbaar of 'n finansiële bydrae, sodat ons elke gesin so 'n emmer van hoop kan gee. Sal dit wonderlik wees. Ons wou graag ook 'n videoetjie gewys het weer van die Versus sokkies, die Christian branded Versus sokkies, wat te koop is. Kwaliteit sokkies, veral vir sportmense wat hardloop, stap en ander sport beoefen.
R185 kwaliteitssokkies en 'n deel daarvan gaan ook vir ons raakgang projekte om dit te help finansier. Bestellings kan op die kantoor geplaas word of ons op die aankondiging beskikbaar. Geliefdes, dit is eers ons aankondiging vir die oggend. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Ek herinner julle sommer net wat daar staan in 2 Korintiërs 9 vers 7. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teesin of uit dwang nie, maar God het die blymoedige gewer lief. En dan vers 8 wat byvoorbeeld en God is by mag om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Kom ons dien die Here met ons offers. Here, vanoggend is ons hier as mense wat kom met 'n stuk dankbaarheid in die hart. Ons het ons voorneme gemaak voor die tyd hoeveel ons gaan saambring om U te kom dien met ons offers. En ons glo en vertrou, Here, soos hierdie skrif ook vir ons sê, dat U by magte is om vir ons te sorg op 'n manier wat ons dit nie altyd verstaan nie. En dat U voorsien in ons behoeftes, fisies, geestelik, emosioneel. Ja, Here, U is die een wat vir ons lewe en ons lewensasem gee. Die een wat vir ons ook in die donker dieptes van ons lewe kom ontmoet. Die een wat weer lig bring in ons gemoed. Mag ons vandag ook hoopvol hierdie erediens ervaar. En mag U ons kom seën, maar ontvang dan ook hierdie offers waarmee ons U kom dien en kom eer vanoggend. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Ons gaan so klein bietjie later gaan ons die eerste adventkers aansteek, die kers van hoop.
Voordat ons nou van praise and worship, lofprysing doen, wil ek vra, is daar iemand wat net nou vir ons die kers sal kom aansteek? Jy hoef nie te sê aan watter kant jy is nie, maar as jy voel dat dit vir jou donker geraak in jou lewe en dat jy hoop begin verloor het, en jy wil graag die kers aansteek of vir iemand anderste wat daar die situasie is, of as jy sê maar die hoop het vir my deurgebreek, ek is op 'n goeie plek in my lewe, kan jy dit ook doen. So ek vra dit. Baie dankie. Dat jy net nou voor te gaan. Goed, geliefdes, kom ons staan en dan gaan ons begeleiders vir ons begelei in lof en aanbidding. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. On the hill the angels sing, a King was born today, and man will live
And you wanting to see our finest gifts we bring to lay before the King. So to honor him,
Here, as ons Kerslieder begin sing, dan vertel dit vir ons, die seisoen het gedraai. 'n Seisoen van hoop, 'n seisoen van vrede, 'n seisoen van vreugde, 'n seisoen van liefde, want die koning het gekom. Christus het gekom. En ons verwag hom weer hoopvol om weer te kom. En die wonderlike is, die belofte van die Ou Testament is 'n realiteit vandag. Hier is Immanuel, God by ons. Mag ons daarom ook vanoggend met daardie sekerheid elke faset belewe dat U in ons midde is. Ons eer U met ons liedere soos nou, met ons gebede, met ons offers, met ons totale lewe. Word verheerlik terwyl ons saam gemeenskap het met mekaar en U in die oggend. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen en amen. Kortlik net so as inleiding. Ons as geestelike leiers, dis nou Adam en Ants, dis nie die band van lank terug nie. Met die afgelope tyd dieper nagedink en gesels oor die jaar 2025. En saam met die ander leiers wat vir ons inligting gebring het, wat ook kontak het met jonk tot oud, is die ervaring dat baie mense op 'n manier 2025 as 'n baie moeilike jaar in hulle lewe beleef het. Selfs die twee jong dametjies wat verlede Sondag aand by die belydenisaflegging getuig het al twee melding gemaak daarvan van moeilike tye vroeër al in hulle lewe, maar dat hierdie jaar ook moeilik was en tog was daar deurbrake. Hoe maak ons in 'n tyd waar die omstandighede rondom ons nie noodwendig gaan verander nie? As dit al klaar sleg nie, of as die omstandighede verander, hoe werk ons deur daardie tyd? Hoe hou ons koers? Hoe bly ons staande en hoe kan ons hoopvol bly as alles nie loop soos wat ons dink dit moet wees nie? Geliefdes, as ons die Bybel gaan lees vanuit die Bybelse geskiedenis en God se reis saam met sy volk, leer ons kosbare lesse. En Jesaja sê, God bring lig en hy bring hoop in omstandighede wat vir ons lyk soos donkerte en moeilikheid waar ons nie kan kom nie. Vanoggend gaan ons juist dit hoor, hy is saam met sy volk en ons in daardie donker omstandighede. So vanoggend wil ons aan die hand van Jesaja 8 vers 23 tot 9 vers 6, dis eintlik so 'n bekende advent teks dat ons gereeld jaar daarby stil staan, maar gaan ons bietjie kyk hoe die donkerte deurbreek word en hoe daar lig deurbreek en hoe daar weer hoop kom. En daarom dan ons teken 'n tema van die dag, laat die hoop opvlam in die Engels rekindle hope. So hoop is 'n baie abstrakte term, maar hoop is die wete dat God ook in die donker by ons is en dat die donker nooit die laaste sê in ons lewe sal hê nie. En met dit in gedagte, geliefdes, kan ons dink aan Jesus ek is uitspraak toe hy gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Iemand anders het dit so opgesom, jy het dit al gebruik, the way, the truth and the life was in the manger, causing angels to rejoice, Mary to wonder, shepherds to worship, and us to have hope. En ons reeks wat ek en Adam gaan stil word en gehoor het by die Here, is vanoggend weer so bietjie stadig en dan vandag. Vandag is ons by Advent 1, so ons staan by laat die hoop weer opvlam, rekindle hope. En dan volgende Sondag is die vrede tema, blywende vrede, peace that holds. Die derde Advent Sondag, dis die vreugde Sondag, dit is ook die ligrooskleur of die pinkkleur Kers, onverwagse vrede, joy unexpected. Die laaste Advent Sondag net voor Kersfees, die liefde het naby gekom, love that comes close, en dan Kersfees, soos die Here wil, sal ons praat oor
Die koning regeer, prys hom. The king reigns, praise him. Met dit in gedagte, geliefdes, gaan ons nou oor om die kers aan te steek. Stefanie, jy kan vir ons die kers aansteek asseblief. En dan gaan ek vir ons 'n advent gebed doen. Stefanie sê sy gaan nie self praat nie, maar daar is regtig waar hoop wat deurgebreek het na haar lewe. Sy het vir 'n lang tydperk het sy nie werk gehad nie en nou onlangs het sy werk gekry. Ons eer die Here daarvoor. Dit is kosbaar en spesiaal. En ietsie wat sy ook deurgegee het. Oor die waterbottel op die ander kant. Baie dankbaar daarvoor. En die ander ietsie is sy sê haar man het vandag vir die eerste keer weer kerk gaan, wel nie hier nie, na 'n ander kerk toe. So daar is ook 'n groot deurbraak wat daar gekom het. Kosbaar en spesiaal. En weer in alles wat jy bly staan, en sy het 'n wonderlike geloofsfamilie en wat saam met die pad gestap het, ons is vreugdevol, dankbaar opgewonde. Kom ons bid net saam, geliefdes. Here ons God, in hierdie adventtyd steek U die vlam van hoop in ons donker tye aan. Dankie vir die lig wat U bring, die kind wat gebore is, die seun wat in ons gegee is. Wanneer hierdie kers brand, laat U hoop ook in ons harte opvlam. Vul ons met U lig, U vrede, U teenwoordigheid. Maak ons draers van hoop vir 'n wêreld wat moeg en seer is. En ons dank U Here vir die hoop wat deurgebreek het in Stefanie se lewe, in haar man se lewe, in hulle verhouding, ook dat sy werk gekry het. Wil U vir haar saam met haar geliefdes en haar huis ryklik seën. Mag die hoopvlam hoog brand in haar lewe. Dit bid ons in U naam, Christus Jesus, ons hoop, lig vir die wêreld. Amen. Ons gaan saam lees vanoggend uit Jesaja 8 vers 23 en tot hoofstuk 9 vers 6. Dit sal ook op die skerm verskyn. So kom ons lees dit saam. Dankie Jan. Ek sal net nou die konteks gee waarin dit geskryf is, so kom ons lees net eers wat daar staan. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sebulon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Vers 1 van hoofstuk 9. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in die teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die woestyn, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Dan is daar so 'n bietjie terugkyk in die geskiedenis oor 'n moeilike tyd van oorlog en dinge, soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. En dan het as die 1983 vertaling by U oop het, ek wil nie sê die vertalers het verkeerd gedoen, maar hulle het nie die oorspronklike Hebreëus reg vertaal nie. Maar daar's twee woorde wat gebruik word, die een vir kind en die ander een vir seun.
kan nie dieselfde vertaling op dit hê. So hier is die ou vertaling wat sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Ons lees tot sover. Ons gaan in groot mate by hierdie gedeelte stil staan. Vir hierdie skrifgedeelte, soos ek net nou genoem het, is 'n baie bekende profetiese woord uit die Ou Testament uit, wat vertel van 'n spesiale persoon, 'n leier wat sou kom, wat God sou gee om 'n radikale verskil te maak in die geskiedenis van Israel. Maar dit is ook 'n messiaanse profesie en dit beteken die Messias wat sou kom word hier profeties aangekondig. 'n Spesiale redder wat sou kom in tyd wat die volk Israel sal verlos, maar daarmee saam ook redding sal bring, nie net vir 'n volk nie, maar ook redding sal bring vir elkeen wat in duisternis is, wat verlore is, wat in moeilike situasies is. Die Immanuel, God by ons. En net sodra mens dink dat jy nou eers klaar is met Jesaja, sy profetiese so profesie, dan word ons teruggeroep om daarna te kyk. En ons gaan nou hoor hoekom dit so relevant is vir die tyd waarin ons lewe. So kom ons kyk daarna. Israel was in die gemors gewees, in ballingskap. Daar waar die Palestina plakkies die stofstrate getref het, was dit erg sleg gewees in Israel se lewe. En julle kan maar glo, vra vir almal, ek praat met baie mense. Ek hou daarvan om met mense kontak te hê. So ek gesels regtig met baie mense en daar is handevol mense wat 2025 beleef het as uiters sleg. Daar het selfs 'n paar gevleelde Afrikaanse kraswoordjies deurgeglip deur hierdie jaar wat ons nie hier in die kerk kan herhaal nie. Spontaan oor die lippe gerol en die rede daarvoor is mense het in moeilike tye vasgevang gewees. Wat geliefd is, daar waar nie meer die Palestina plakkies, waar die Nike tekkies en troue sandale, die teerpaai en die geplaveide sypaaies in 2025 getref het die twak, die uitdagings, die moeilike omstandighede in verskillende vlakke in mense lewens gestaan. Partykeer so hoog, partykeer so hoog, partykeer so hoog. En ander mense is oorweldig deur dit wat daar was in hulle lewe. So, hoe gaan hierdie teks vir ons help vanoggend om sin te maak in ons eie lewe? So kom ons kyk na die konteks. Ons verplaas onsself plus minus 740 jaar voor Christus, min of meer so 2800 jaar terug. En hoe werk dit in ons konteks? Watter relevantie, betekenis het dit vir ons vir vandag? So kom ons kyk gou daar. In Jesaja, sy eerste paar hoofstukke word vir ons vertel van, dis 'n tyd van duisternis, baie duidelik deurgekom, kan gerus ook vers 20 tot 22 gaan saam lees. Dit is half die kulminasie van die slegte tyd wat die volk van die Here deurgemaak het. Daar was politieke onstabiliteit, militêre bedreiging, geestelike afvalligheid, groot benoudheid, duisternis en angs. En daar staan aan vers 22, hy, dis nou die volk van Israel, die manne en die vroue, hy sal boontoe en ondertoe kyk, maar hy sal niks anders sien as benoudheid en donkerte, die volslaa duisternis en donkerte waar hulle gedryf is. Dis die situasie. Klink dit bekend? Verseker. Ons dank die Here as die hoop in jou lewe deurgebreek het, as jy lig kan sien. Maar as baie mense wat sê, dis waar ek is in my lewe. Jesaja skets 'n prentjie van 'n volk wat voel soos baie mense vandag. Ek sien nie meer 'n uitweg nie. Alle deure het my toegegaan, dit is letterlik nag in my lewe. Maar God, met daai woordjies onthou, maar God, Paulus gebruik dit ook graag. Vers 23. Maar God teken 'n ander prent.
Maar in die land waar daar duister is, sal daar nie meer donkerte wees nie. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Waar God is, breek lig deur, verander situasies radikaal. Die lig begin nie skyn wanneer die mense hulle self reggeruk en sê, ag kom nou net, ruk jouself reg nie. Die lig begin nie skyn omdat die mens self uit die donkerte uitgestap het nie. Die lig breek deur, geliefdes, omdat God die lig is en dit in die donkerte laat inskyn. Die lig breek deur omdat die Messias en God instap in die donkerte waar jy is. So in daardie omstandighede kom daar die belofte van lig en hoop. Ons sien dit in vers 1 en 2. Die belofte, vers 1, kan eintlik so in 3 dele uitmekaar gehaal word. Die eerste wat ons sien, baie duidelik, God sien ons raak in die duisternis. Hy ontken nie dat ons in die donkerte is nie. Hy minimaliseer nie jou moeilike situasie in jou lewe nie. Hy is jou berg wat jy voor jou sien staan. Hy sê nie, ag kom oor dit is eintlik maar net 'n molshoop. Vir ander mag dit dalk so lyk. Vir jou is dit jou berg wat voor jou staan. God kom ook nie en hy sê, kom oor dit. Dis nie so erg. Of, as dit nou te moeilik is in jou lewe, just fake it, till you make it. Stap net so 'n bietjie aan. Ergens gaan dit beter raak. Geliefdes, ek ken nie so God nie. Ek weet nie van jou. God is nie so. Maar wat God wel doen, is die volgende. God is self lig in ons duisternis. Ons God gee een massiewe tree tot binne in jou donker lewe. Midde in jou situasie. En daar bring hy self die lig. Iemand wat ek raak gelees in die week het gesê, hoop is nie selfhelp nie. Dit is God help. Jy gaan nie na 'n vending machine toe en sê druk vir hulp en jy kan dit self orkestreer en deel maak nie. Ons kom by 'n punt as kinders van die Here wat ons in moeilike situasies inval. Nou weet ons is net God help. God is die een wat deurbreek. Dan dit is 'n bewese wetenskaplike feit. Lig oorweldig altyd donkerte. Donkerte, as julle dit nie weet nie, is nie 'n kragentiteit op sigself nie. Donkerte bestaan alleenlik omdat daar nie lig is nie, want God het gesê laat daar lig wees. So as die lig nie daar is nie, dan is dit waar daar donkerte is. So wanneer God se lig kom, moet die donkerte altyd vlug. Dit laat ons dink daaraan Johannes 1, waar daar begin sê word van vers 1. In die begin was die woord was by God, die woord was self God gewees. Vers 5 sê, die lig, dis verwysing na Jesus, skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Toe Jesus op die terrein verskyn hier op aarde, het die duisternis gevlug. Want waar Jesus is daar lig ook in jou donker situasie. Jesus, die lig vir die wêreld, het die duisternis van sonde en verlorenheid kon verdryf. Ek weet mense gaan sê, ja, kyk na die wêreld. Dis donker, dis boos, dis chaos. Maar dis die sekerheid wat ons het. Die lig oorweldig altyd die duisternis. Dalk voel jy, maar dis nie nou, dit moet nou gebeur. Ook môre, nog nie deur, maar daar is deurbrake wat kom. Daar's deurbrake wat kom. Daarom is die boodskap van Advent so kosbaar. Ons stap nie in eie krag uit die donkerte uit nie. Mag ek weer herhaal, God stap eers in die donkerte in, daar waar ons in, en hy bring self die lig. As een van die liedere wat ons graag sing van Matt Redman, Here I Am to Worship. Van die lirieke sê, Light of the world, you step down into darkness. Dit laat ons dadelik dink aan Filippense 2, wat ons al 'n paar keer die afgelope maand na verwys, Filippense 2, waar Jesus die hemelse heerlikheid verlaat in vers 6, en hy het mens geword
hy is verneder tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Hy het uit heerlikheid uitgestap in die donkerte in. Tot in die diepste donkerte van die dood. So hoe het dit gebeur dat die lig gekom het? Die wonder is, die Messias wat aangekondig is in die Ou Testament, het gekom na die wêreld. So wie is hy? God het 'n Messias beloof, 'n redder wat sal kom om die volk Israel uit hulle benarde situasie in Jesaja te kom verlos uit die ballingskap uit. Maar ons weet ook dat dit verwys na die Messias wat sou kom, die groot redder wat die wêreldgeskiedenis gaan omkeer. En daarom sê profeteer Jesaja en hy sê, vir ons is 'n kind gebore, 'n babatjie, en ons weet Jesus gebore as 'n babatjie, 'n fisiese geboorte gehad. Dit verwys na Jesus se menslike natuur. Met ander woorde, hy verstaan jou en my. Want hy het alles deurgemaak, buite dat hy nie gesondig nie. Het hy alles deurgemaak wat ons ook deurmaak. Die aardse lewe, die struggles van die lewe, die pyn en die verwerping, die sleg sê, nie geag word nie, afgedruk word. En hy het ook die dood belewe, soos wat ons elkeen ook belewe. Maar, daar word gesê, is nie net die kind wat gebore is, die seun is gegee. Dis God se geskenk aan ons gaan nou meer daaroor sê. God se geskenk aan ons, die seun is gegee. Verwysende na, hy is die seun van God. Een met God. Dit was nie maar net 'n kind wat gebore is nie, dis 'n spesiale redder wat gekom het. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is God se spesiale geskenk vir Israel, vir die wêreld, vir jou en my. Hierdie Messias wat beloof is ook elke gelowige se wonderbare raadsman. Hy is ons wonderbare raadsman. Wat word daarmee bedoel? As jy in 2025 in 'n donkerte beland het, roep na die raadsman vir goddelike wysheid. Roep na die raadsman vir goddelike wysheid. As jy aan die einde van alles wat jy geweet het, en alles wat jy dink jy moet weet, as dit opgeraak het, en jy weet nie hoe verder, God, Jesus is ons raadsman, klop by hom aan. Hy sal vir ons die raad gee. Hy sal vir ons die pad wys, want hy verstaan waardeur ons gaan, waar ons deur moeilike tye beweeg. Hy lei ons deur dit. Psalm 23 vers 4 wat dit sê, al gaan ek deur donker dieptes, sal ek alleen wees nie, ek moet daar deur. Die Here lei ons daar deur, hy los ons nie daar nie. Hy gee verseker ook vir ons rigting, nuwe rigting en koers in ons lewe. Dit kom dalk nie dadelik, maar dit kom. En ons weet waarheen ons op pad is. Johannes 3 vers 16 het gesê, die ewige lewe. In ons lewe hier op aarde gaan dit dalk nie maklik wees nie. Maar daar kom deurbrake wat vir tyd en ewigheid sal hou. Jesus word ook genoem die magtige God wat daar sal wees. Dis hy wat gaan ingryp, hoop gee vir mense wat kragteloos voel. Hy is die almagtige, groter as enige mag of gesag of krag wat daar mag wees. So wanneer jy in kort kom, wanneer jy kragteloos geword het, mag hy jou bron van krag wees in hierdie tyd. Of in die nuwe jaar, wanneer dit oor jou pad mag nodig wees. Hy is die een wat magtig is en wat regeer. Hy tel ons weer op, hy bring herstel, wanneer ons daaronder was. Dit is wie hy is. Dan 'n derde naam, een derde naam wat gegee word vir hierdie verlosser wat sou kom, die redder, is die ewige Vader. Ons dink terug aan Romeine 8, die hoofstuk wat handel oor die Heilige Gees.
daar in Hoofstuk 8 vers 16 word gesê, wat doen die Heilige Gees? Hy laat ons 'n getuienis uit ons hart uit oorborrel oor ons lippe wat sê Abba Vader. Abba is die Arameese woord vir vader, vir 'n pappa, vir 'n liefdevolle vaderfiguur in ons lewe. Hier weer eens die Hebreëus Ab wat genoem word Vader. Soos 'n liefdevolle vader is hy altyd by ons. Hy is 'n ewige Vader. Sy vaderskap het nie opgehou nie. Daarom word ons bekend as kinders van die Here, nie waar nie, en hy is ons Vader. Dis ook die kernbelofte wat daar in die Bybel is. Dwarsdeur van Genesis dwarsdeur tot Openbaring. Ek is by jou, of ek is by julle. Hy is die hoop vir mense wat alleen voel. Hy is die een wat nader en naby aan ons is. Hy is die een wat sy arm om ons kom slaan, simbolies, wat ons kom vasdruk en sê, ek het jou, ek verstaan jou hart, ek verstaan jou omstandighede. Wanneer jy diep hartseer is, stikkend in die binnekant, jy het 'n Vader na wie jy kan gaan. Vader by wie jy kan gaan stil word, want hy ken jou. Hy is die hoop vir mense wat so alleen voel, en nie weet hoe vorentoe. Dan die vierde benaming wat aan hierdie Jesus gegee word, die verlosser wat sou kom, is vredevors. Eerstens weet ons het Jesus versoening bewerk tussen God en mens. Dis wat hy kom doen het. Hy het sy lewe vir ons kom aflê. Hy kom sterwe aan die kruis vir ons daardie lewe kom bring. Die gevolg hiervan is dat ons nou innerlike vrede kan hê. Want wanneer die Here in jou lewe is, het jy vrede met God. Jou omstandighede rondom jou kan nog erg moeilik wees en sleg wees en jy kan sê, maar daar is nie vrede nie. Daar is nie goeie omstandighede nie. Maar selfs al gaan ons deur die ergste storms van die lewe, is daar altyd hoop met 'n hoofletter, want die Here is by ons. Hy is soos 'n anker wat ons vashou as die storms te erg raak en ons lewensbootjies wil omslaan. Hy is daar. Geliefdes, ek het ook gedink aan as ons hoor wie Jesus is, moet ons verstaan dat die belofte van God is 'n belofte wat hou van 'n redder wat sou kom en die wêreldgeskiedenis op sy kop kom keer. Daardie verlosser het gekom, Jesus die Here. En dis hierdie Here na wie ons kyk in hierdie tyd, Advent, Kerstyd wat ons sy geboorte weer herdenk. Hou vas aan hom. Hy is jou hoop. Hy is jou redder. Hy is die een wat vir jou innerlike vrede kom gee. So woordspeling wat ons kry daar in Psalm 146. Hier word gesê die een wat sou kom, die Messias is die prins van vrede. Daar in Psalm 46 sê moet op prinse nie vertrou nie. Psalm 20 sê party mense vertrou op perde, ander op strydwaans. Hulle wêreldse, hulle aardse goed of aardse leiers in hulle lewe. En dan sê daar in Psalm 46, moenie op prinse vertrou nie, want hulle is nie betroubaar nie. En die psalmdigter sê, ek vertrou op die Here. Ek vertrou op die Here. Niemand anders gaan dit vir ons doen. Die Here kan dit vir ons doen. Geliefdes, so plus minus 28 jaar gelede het God die nood van sy volk raak gesien. Hulle was in bitter moeilike omstandighede in ballingskap. Dit beteken hulle is ontwortel, hulle is weggevat uit hulle bekende omstandighede, weg van God in die tempel af. Moeilik. Juist in daardie omstandighede kom hier die belofte van redding. Maar nie net redding nie, maar van 'n redder wat sou kom. God het beloof homself in te gryp, 'n lig te bring in die donkerte. En hy het sy beste geskenk gegee. Min of meer as 2000 jaar gelede, Jesus, die kindjie in die krib, maar ook die seun van God wat regeer.
Sy liefde het te sterk gebrand om sy kinders in die duisternis te los, geliefdes. So lief het God die wêreld gehad. Sy liefde vir ons, sy kroon van sy skepping, het te sterk gebrand om ons te los in die gemors van die lewe. Hy het nooit opgehou om lief te hê nie, lig te bring en hoop te gee nie. Dit was in daardie tyd so gewees, dit was gewees toe Jesus gekom het na die wêreld toe. Hy doen dit elke dag nog steeds in jou en my lewe, in ons omstandighede. Al is dit nie rooskleurig, al is dit donker om en in jou. Mag ons daarom met groot sekerheid en met hoop wag op die tweede koms van ons hoop en lig in die tyd. Kom ons blaas weer daai vlam aan van hoop. Laat hy sterk brand daar vlam. Dit is 'n getuienis. Die wêreld moet dit hoor dat ons aan hierdie Here behoort. Amen en amen. Kom ons bid saam. Ek wil vir jou uitnooi om net so 'n minuut of 2 te kyk, waar staan jy vanoggend? Hoe lyk jou lewe? Is dit 'n lewe wat resoneer met dit wat ons sien hier in Jesaja 8 en 9? Van donkerte, van uitsigloosheid, diepe duisternis, so donker dat jy nie eens jou hand voor jou oë kan sien nie. So diep gat waar jy geval het, waar jy nie weet hoe jy daar gaan uitkom. Dalk jy so Stefanie, die getuienis van die Here het my kom uitlig uit my donker situasie. Jou vlammetjie brand helderder en sterker van hoop. Dank jy die Here ook daarvoor. Dalk is jy tussenin hierdie situasies. Jy weet presies waar jy is. Ek nooi jou uit om jou hart in hierdie oomblik voor die Here oop te maak. Hy weet alles van jou. Maar waag dit om na hierdie een te kom, wat homself bekend gestel het as die wonderbare raadsman, om jou raad te kom gee. Een wat die magtige God is, wat weer krag kom gee en hoop kom gee, as jy kragteloos geword het. Sien hom as die ewige Vader wat jou vashou. Styf vashou as jy dit nodig het. Of jou hand op die skouer lê om vir jou die weg te wys wat jy moet stap, omdat beter omstandighede deurgebeur het. En voel hoe hy jou aanraak en vrede in jou hart kom deponeer, want hy is die prins van vrede. Geef jou so 'n minuut of 2 om hieroor na te dink, om met die Here te praat. Here, ons is deeglik bewus daarvan dat ons niks vir U kan wegsteek nie.
dat ons ook voor U staan. Die psalmdigter wat ook vir ons help daarmee, om te sê dat selfs in die donkerte van sonde en verlorenheid, skyn die lig helder, is U daar. Dit kan ons deurtrek ook na ons eie omstandighede, van nood en krisis, op watter vlak dit ook al mag wees, fisies, emosioneel, geestelik, finansieel, watter dimensie daar in ons lewe ook al is. Ons voel dalk of die duisternis ons ingesluk het, dat die hoop uit ons lewe gedreineer het. We barely holding on. Want ons is kragteloos, Here. Vir elkeen wat vanoggend daar is. Here, U ken hulle by die naam. En U beloof soos in Jesaja 43, ek het Jou op Jou naam geroep, Jy is my. Al gaan jy deur die diep waters, al voel dit of dit nou oor jou spoel, dit sal jy nie verswelg. Gaan jy deur die vuur, ander krisiste in jou lewe, dit sal jy nie skroei nie. Mag elkeen wat daar is, Here, dit belewe, God is by my, in daardie noodsituasie. En as ons nie meer ons hand na U kan uitreik, weet ons, Here, U tel ons op. Die liefdevolle Vader wat U arms om ons slaan en ons styf vas. Mag die hoop van die Verlosser wat gekom het, deurbreek, elke wat vanoggend daar die punt is. Ons vier ook die lewe en die hoop saam met hulle wat deur krisis beweeg het. Wat se lewe op 'n pad loop waar die son skyn, waar die lig helderder deurgebreek het. Ons dank U vir die guns, die genade wat al so deurgewerk het in hulle lewe. Dankbaar staan ons ook so voor U, Here. Want die God van die duisternis is ook die God van die lig. Dankie dat U nooit verander, dat U gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde is. So wil ons, Here, ons lewens aan U wy. Oop staan ons vir U, en ons erken U is ons enigste bron van hoop, krag, redding en inspirasie. Vir die laaste maand van 2025 is ons gebed, Here, kom en kom besoek ons elkeen net waar ons is, op 'n besondere manier. Kom staan voor ons soos U voor Jesaja gestaan het, hom geroep het. Kom staan in ons donkerte of in ons lig, langs ons. Dankie dat ons weet, ons is nooit uit U sig nie, nooit uit U aanraking nie, nooit uit U greep nie. Want die belofte staan vas. As jy deur die donker dieptes gaan, is ek saam met jou. As jy jou nooit verlaat nie, sal jy nooit in die steek laat nie. Dankie dat ons weet, ons behoort aan U, Here. Ons kyk op, nie soos die Israeliet, wat boontoe en onder gekyk het en net donkerte gesien. Ons kyk op, en ons kyk in, en ons weet, die hoop het gekom, die lig is in en by ons. Kom seën ons dan ook daarmee, Here, met die sekerheid, vandag, môre, die res van die jaar, en op ons lewensreis voort. Dit bid ons in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees.
Amen en amen. Geliefdes, kom ons staan. Dan gaan ons afsluit met 'n lied wat 'n belydenislied is. My hope is in you. Ek wil julle graag aanmoedig. Ons gebedsmuur is daar. Daar is papiertjies. Jy kan jou gebedsversoeke daar gaan neerskrywe en ons gebedsbediening sal enige tyd saam met jou bid, saam vir jou intree vir deurbrake as jy dit nodig het of as jy vreugdes belewe dat ons saam met jou ook dit kan vier. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Kom reis saam in hierdie adventtyd op pad na Kersfees toe en weet die Here is altyd by jou. Hierdie Messias wat gekom het, Jesus die Verlosser, is die een wat se seën op ons rus. Hierdie Jesus is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Hy is onder jou om jou te dra in die baie moeilike tye wat jy dalk mag deurgaan. Hy is agter jou om te keer dat die Satan die jou lewe wat jy in Christus het, verloof. Here is onder jou om jou te dra. Ja, hy is rondom jou om jou te beskerm. Langs jou om jou in sy arms toe te vat. Verseker is hy bo jou om jou te seën. En hy sy Gees gegee om binne jou te wees, jou te lei, vandag, môre, tot ewigheid. God se mense sê hierop, amen en amen. Blessings, 'n heerlike dag vir jou.